Om te wag kan vreeslik frustrerend wees. Die bekende digter Elizabeth Eybers skryf in een van haar gedigte: 'n vrou het stil geword van wag. Seker maar die stilte voor die storm. Om te wag word gewoonlik aan die lys negatiewe goggas in ons lewe gekoppel. Vir party is dit soos 'n stresvolle ervaring dat hulle in die proses so 'n skyfel passie nader aan die graf gee. Jy's byna laat vir skool en almal sit al ongeduldig in die motor en rondskuif, want ouses kan vanmôre nie voor die spieël wegkom nie. Sekere ooghaar of 'n ding wat verkeerd sit. Dis ook gewoonlik die oggend as jy klaar laat is vir skool, dat 'n hele legioen vertragingsduiwels die huismense behoorlik aan die briek het. En dan is dit Kiwi wat nie haar opwagting by die motor maak nie. Ek het begrip vir ma's met kinders in die huis, want hulle lewe is niks anders as slawerny nie. Dit het nog niks sedert die farao se dae verander nie. Ontbyt is vir ma's nog net soos toentertyd se pasgemaal in Egipte, die nag toe die groot trek begin het. So 'n hap granola hier en daar in die geskarrel om die kinders darm betyds klaar te kry. En die bitterkrye is daar ook as die koppie rooibos staan en lou raak. Almal sit in die motor en wag. Die kerk begin oor 5 minute. Dis al 25 oor, pa. Ek sien so, seun. Sê weer vir pa jou Bybelvers op. In die huis van my vader is daar baie wonings. En as ma nie gou maak nie, bly daar nie een van daardie wonings vir ons oor nie. Om die wag draagliker te maak, begin jy maar fluit aan Days Dying in the West. Die Afrikaanse weergawe som dit eintlik beter op: stil verdwyn 'n ander dag. Ons almal sit vir Kiewit en wag. Wanneer jy die soveelste maal die refrein neerie, vroetel jy maar in die paneelkussie rond vir die botteltjie Bioplas om jou siel met so 'n slukkie kragstroop te lawe. Om te wag kan 'n vreeslike ding wees. Ek dink baie dae aan oom van 'n Merwe van Warmbad se wêreld, by wie se dogter ek 'n paar Saterdae aande gaan kuier het. Teen die tyd dat jy op die plaas klaar gemelk, gewas en aangetrek het, was dit al donker en dan moes jy nog die 20 km dorp toe. Jy sit daar in die voorhuis, maar al wat wil gaan slaap is die oom. Dis naderhand 9 uur, maar hy sit asof die eienaar van Markus se gelykenis hom as die deurwagter aangestel het, wat tot hanekraai moet waak. En wanneer hy uiteindelik sy lyf gelig kry en koers vat kamer toe, is dit al amper weer tyd om te gaan melk. Dit kan 'n vreeslike ding wees om te moet wag. Ek dink aan die traumatiese ervaring in 'n tandarts se wagkamer. Sommer so met die intrapslag loop jy jou in 'n ongemaklike stilte vas. Gesigte loer agter ou huisgenote uit en dan vat jy ook maar 'n boek om die wag korter te maak en nie in die bekommerde gesigte te moet vaskyk nie. 'n Business Mail of 'n Financial Times en jy lek vinger nat en blaai, maar soos die Ethioper op die wa, verstaan jy nie veel van die geleesery nie. Die deur gaan oop en een van die pasiënte kom uit, maar jy kan sien sy rooi see het glad nie vandag oopgemaak nie. Die man is nat gesweet en wanneer die ontvangsdame vir hom 'n volgende afspraak maak, hoor jy die ou praat so dikbek dialek Afrikaans. Almal loer weer agter hulle huisgenoot uit en jy wonder of jy maar nog so 'n maand of wat met die tandpyn kan saamleef nie. En terwyl jy nog sit en wonder, vang jou oog 'n plakker in vet rooi letters bo kan die vistent.
don't just sit there, worry. En jy begin van vooraf oor die wegraping wonder, want op daardie oomblik sal jy baie eerder die goudvisie wil wees, wat vlokkies kos van die vistank se bodem af opsuig, so sonder tande. Om te wag kan nogal 'n vreeslike ding wees. Ek dink weer aan die winternagte in die Kaap. In jou weermaguniform moet jy op die onhebbelikste tyd van die nag met 'n yslike swaar geweer oor die skouer wag staan. As Simson met 'n donkie se kakebene spul Filistyne kon doodslaan, wil ek nie eens dink wat se verwoesting hy met so 'n stuk yster sou kon aanrig nie. Dan staan jy in jou uniform met hierdie yslike Mauser en jy wag vir die eerste tekens van die nuwe dag, sodat jy die kou in jou lyf onder 'n warm stort kan gaan uitwas. Die ergste van alles is, jy staan daar sonder 'n enkele ronde lewendige ammunisie, soos die 5 onverstandige meisies sonder olie. En jy wonder hoekom die weermag nie liewer vir julle ketties gegee het nie. Klippe lê hier baie. Om te wag kan soms 'n verstandbesoedelende ervaring wees. Ek dink vandag weer aan die laaste 2 weke, wat ek langs my pa se sterfbed was. Jy sien die onnodige lyding en jy staan magteloos langs sy bed en wag. Wag dat die dood tog genadiglik moet kom en hom stil wegdra. Dis 'n vreeslike wag. Die lang gange van die hospitaal wat geen vertroosting bied nie. Jy stap 'n slag buitentoe wanneer jy gesnak na asem, jou benoud na vars lug laat smag. Buite brand die straatligte, maar die hemelruim bly donker. Dit wil nie lig word nie. En jy wag. Dis sien nie tergend. 'n Vrou het stil geword van baie wag. Maar soos met baie dinge in die lewe, is daar ook 'n ander kant aan wag. Wanneer wag 'n heerlike ervaring word. Miskien moet iemand op 'n dag 'n gedig skryf, 'n man het liries geraak van baie wag. Wanneer ek vandag aan my skooldae op Sedaafen aan die voet van die suikerbosrande terugdink, is een van my duidelikste herinneringe aan my pa, wat baie middae na skool spensoor kan die melkstal teen die koppie vir ons gewag het. As die skoolklok lui en jy boeksak op die rug met die grondpaadjie koers gekry het huis toe, het hy al van ver af gefluit of geroep. Jy kon die opgewondenheid in sy stem hoor. Sy seuns kom huis toe. Ons het dan saam om die tafel gaan sit en in ma se warm broodrolle en lekker kos gesmil. Dit was 'n heerlike wag. 1 jaar besluit ek en my vrou om ons 3 kinders vir die wintervakansie te trakteer. 4 weke lank kon hulle by Oumi en Oupa Willie, ander kan die Soutpansberge by Chippies met sy warm mineraalbronwater gaan kuier. Dis 'n stukkie hemel op aarde, waar jy bedags jou lyf sag kook in die warm water, jou tande seer eet aan die soet papajas en jaarlemoene, Oumi se vetkoek en Oupa Willie se mins, en die winterson teen jou lyf voel bak, iets wat die Kaap nie eens voor Noag se vloed geken het nie. Die vliegtuigkaartjies is bespreek. Hulle sou vlieg tot in Johannesburg en daarvandaan per bus tot in Messina ry. Daar is opgewonde gelag en stories vertel. 'n maand voor die tyd het die tasse al boepens gestaan, soos verwagtende moeders voor die koms van die eerste klein ding. Ons huis het soos 'n kraamsaal gelyk. Kort moes 'n tas oop vir 'n tandeborsel of 'n vrokkie, want die klerekaste het leeg gestaan.
elke week oumie opgewonde met dieselfde vraag gebel. Hoe laat land die vliegtuig? Wanneer arriveer die bus? Ek het slegte nuus, ma, die bus kom in die nag daaraan. En so breek die groot dag uiteindelik aan. By die lughawe is daar drukkies gegee. En vir Oula is drukkies gegee. En net vir 'n geval nog 'n steelswentjie. Maar dit het amper gelyk of Klein Nooi die worshondjie die meeste aandag gekry het. Kiewit het kort gesnyf en pa se chauvinistiese dapperheid het ook maar gesneuwel. Onthou, julle is van eerstens. Ons is lief vir julle. Maar teen die tyd het hulle al in die sekuriteitsgebied verdwyn en ek het geklink soos die eensame stem wat in die woestyn roep. Reg oor die aanloopbaan het ons langs die N2 snelweg stilgehou en gewag dat die vliegtuig moes opstyg. Daar het baie vliegtuie kom land en opgestyg en toe word hulle vliegtuig uitgestoot. Op die aanloopbaan sien ek toe hoe daar so 'n swart rookie by die ding se sterkant uitkom. Toe weet ek en Kiewit vat my aan. Die volgende oomblik kom die vliegtuig met spoed oor die aanloopbaan aan dat ek dog hy loop vir hom vandag 'n pad dwars deur Crossroads oop. En Kiewit druk my hand dat ek voel ek wil opstyg. Maar skielik lig hy sy neus en pyl die bloutes in. Kiewit waai en ek wou nog lag toe kyk sy na my en haar oë sê, "Waai vir jou kinders." Op pad huis toe was dit stil in die motor. Ons elkeen was besig met ons eie gedagtes. Die aand het die foon gelui. Ek het seker gemaak dat elkeen 'n foonkaart het. Ek het in die sitkamer opgetel en Kiewit het slaapkamer foontoe gehardloop. Papakie, Hallo my skat, verlang jy al? papakie, Ja my skat, papa is triljoene lief vir jou. papakie, Ja my skat, papaatjie se hart is al stikkend van die verlange. papakie. Ja my kind. Hoe gaan dit met Klein Nooi? Die huis was opvallend stil en saans het ons gewag dat die foon moes lui. Ons het die pos dopgehou en op 'n dag kom daar toe darm 'n briefie. Aan Klein Nooi. Hallo ou hondekind, ons mis jou vreeslik hier in die warm noorde. Word nou mooi groot en hou die 240-something tieners dop. Mens, of is dit nou hond, weet nooit nie. Mooi bly, liefies, Marilies, Heinrich en Imelda. Ek en Kiewit het beplan om 'n paar dae op 'n stil plekkie te gaan kuier. Maar toe raak die verlange na ons kinders so groot, dat ons besluit om eerder tuis te bly en hulle kamers te verander as 'n verrassing met die tuiskoms. Daar's van vroeg tot laat geverf, meubels geskuif, mooi met die bankbestuurder gepraat om nuwe goedjies aan te koop. Intussen het ons die dae afgetel. Soggens en saans het ons vir ons kinders gebid, elkeen op die naam, en ons het gewag. O, dis heerlik om te wag. As jy weet jou kinders kom huis toe en die dae raak al minder. Dis amper al waaroor jy praat. Almal wat kom kuier moet eers na die kamers gaan kyk. Kiewit het ook vir elkeen 'n geskenkie op die bed gesit, net om te sê, ons is lief vir julle, ons het vreeslik verlang. En uiteindelik breek die groot dag aan. 'n Mens sou aan die voorbereiding sê die een of ander belangrike koning was op pad. Kiewit het weer die duur Franse parfuum uitgehaal, waarmee sy my 30 jaar gelede bedwelm het. As Delilla 'n botteltjie van die vuurwater in die hande kon kry, was Simpson se kop die eerste aantal glad. Voor die spieël het ek self 'n lastige snorhaar weggeknip, waaroor Kiewit al dae lank gekla het. Die blikkie ego is amper leeggespuit, dat die sproei in sulke wit dampe by die hemp uitgeborrel het.
en as voorsorg teen die groot sweet wat die opgewondenheid met hom saamdra. Ek het weer seker gemaak van die aankomstyd. Buite was die grasperke netjies gesny, die honde is gebad en gepoeier, en die vlooie is slag weer goed die skrik op die lyf gejaag. Alles was reg, want dis nie elke dag dat 'n mens se kinders huis toe kom nie. By die lughawe kon ek die opgewondenheid in my keel voel klop. Miskien moes ek maar die blikkie ego leeg gespuit het. Kiewit se oë het geblink soos die dag, toe sy my gevra het om met haar te trou. Die aankomsaal het soos 'n muurnes gewemel, maar al sou Nelson Mandela daar ingestap het, sou hy ongemerk by my verbygegaan het, want my oë het na 3 meisies gesoek, waarvan nog net een in my arms kon spring. 'n Mens moet op hierdie ouderdom seker maar voor die tyd 'n pilletjie of 'n ding sluk, wat die opgewondenheid so 'n bietjie kan hok, vir ingeval die hart nie meer die hoë revolusies kan hanteer nie. Toe is hulle skielik daar, en ek voel arms om my nek en het lag en babbel en pa kry glad nie eens skaam oor die paar lastige trane nie, want sy kinders is veilig by hom. Eintlik het dit nie oor die kamers of die geskenke gegaan nie. Dit het oor saamwees gegaan, oor by mekaar wees. O, dis een van die heerlikste ervarings in die lewe, om te wag. Jesus praat in Johannes 14 met sy disippels, en 'n mens kan amper die opgewondenheid in sy stem hoor. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die parafrase, the message, lees ons soos volg: There is plenty of room for you in my Father's home. If it weren't so, would I have told you that I'm on my way to get a room ready for you? Dis 'n Bybelgedeelte wat baie van ons as kinders reeds uit die kop geken het. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Vir die eerste keer het die gedeelte vir my nuwe betekenis gekry. Wanneer ek dit nou lees, is dit asof ek weer die opgewondenheid van my kinders se tuiskom ervaar, die voorbereiding van die kamers, die geskenke op die bed. Ek wonder wat ek sou gemaak het, as net 2 van hulle teruggekom het. Waar is Sissie? Sy sê sy bly so lekker daar, sy wil nie huis toe kom nie, papa. Sy sê sy wil liewer daar bly. Maar haar kamer staan aan reg. Dis uitgeverf. En sy wou nog altyd 'n potysterkopstuk vir haar bed gehad het. 'n Kershouer van potyster teen die muur. Ons het alles vir haar laat maak. Ons was so opgewonde dat sy met huis toe kom. Ek wonder hoe die Here na bykans 2000 jaar se wag moet voel. Die opgewondenheid oor al sy kinders wat binnekort huis toe kom. Die kamers is uitgeverf, en my wildste drome sal ek nooit eens 'n gedagte kan vorm hoe my kamer gaan lyk nie. En die vreugde as hy self die deur oopmaak en op die bed lê my geskenk. Dis omdat ek so na jou verlang het. Ek is so bly jy's by die huis. Ek het altyd aan die geweldige verlies gedink wat ek self sou ly as ek die ewigheid sou prysgee. Nou dink ek anders daaraan. Daar is ook die pyn wat ek sal veroorsaak in die hart van my Vader, wat klaar alles voorberei het. My kamer wat reg staan, dit is meer as wat ek ooit kon begeer. Die Here kan nie wag dat daardie groot dag aanbreek nie. Hy wil ons graag by hom hê. Die hemel gaan nie eintlik oor kamers en geskenke nie, dit gaan oor saam wees, oor by mekaar wees. Om te wag is om 'n lewende toekomsverwagting te hê, 'n geloofsverwagting. Dis om opgewonde te raak, dis om te verlang. Ons elkeen het 'n foonkaart gekry.
Praat ons elke dag met hom? Vertel ons hom van ons verlange huis toe? Of is ons dalk te besig met kleinnooi sake? Bly ons dalk so lekker, dat ons nie meer huis toe wil gaan nie. Hy het ook vir ons 'n brief geskryf, nie oor kleinnooi nie, maar 'n persoonlike liefdesbrief. Want so lief het ek julle, dat ek my enigste seun gegee het, sodat julle die ewige lewe kan hê en vir altyd by my kan wees. Die apostel Jakobus skryf in Jakobus 5 vers 7, wag dan geduldig broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor, totdat hy die vroeë en die laat reën gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Dis amper of ek pa weer teen die kliprand te oorvlieg, en ma met haar voorskoot in die kombuis kan sien, doenig voor die koolstoof, waar sy warm broodrol uit die oond haal. Die tafel staan gedek. Ek wens die skoolklok wil lui.